Hoe ver is ons weg van hierdie volledigheid? Wat behoort ons fokus te wees? Weet jy of jy weet nie, maar hierdie tipe van goed, as jy verder wil kyk, moet jy aan die fokus stel. Die fokus op 50 meter is nie die fokus op 350 nie. Hoe ver is ons weg? Met ander woorde, wat behoort ons fokus te wees? Ons fokus vir geestelike volwassenheid behoort persoonlike afsondering, persoonlike ontmoetings met God te wees. Sondag is nie die geleentheid om jou persoonlike ontmoetings met God te beoefen nie. Pastoor, hoekom sê jy so? Want ons is hier liggaam. Hier moet ons saamwerk, hier moet ons verantwoordelikheid nakom, hier moet ons, terwyl ons in die diens sit, vra, Here, vir wie moet ek 'n gebed doen? Here, ek moet hier deelneem aan die lied. Hoekom moet ek deelneem aan die lied? Dit skep eenheid, dit dek die tafel vir wonderwerke, bonatuurlike om te manifesteer. Weet jy of jy dit geweet het nie, maar dit is deel van ons verantwoordelikheid. Hoe meer ons 'n eenheid is, beter kan die Gees werk. Kan die eenheid wees, as ons ons verantwoordelikheid besef om ergens volledig te word nie. As jy ons gemeentevisie ergens lees, dan sal jy besef dat dit kom eintlik daarop neer, ons begelei mense tot volledigheid in Christus. Dis ons visie. Kom ons kyk, en hier is die storie vir die dag. Ek is lief vir stories, maar dit moet die waarheid wees, en as dit van iemand is, moet dit voor hom wees. Anderste is dit 'n getuienis in die persoon se afwesigheid. Nou is ek weer besig. My in elk geval. Johannes 5 vers 2. En daar is in Jerusalem by die skaappoort 'n bad met 5 pilaargange, wat in Hebreëus Bethesda genoem word. Daarin het 'n groot menigte siekes gelê, blindes en krepeles en lammes, wat op die roering van die water gewag het. Want 'n engel het op bepaalde tye in die bad neergedaal en die water geroer. Die een wat dan eerste ingaan na die roering van die water, het gesond geword aan watter siekte hy ook al gelei het. En 'n sekere man was daar, 38 jaar, 38 jaar, het hy aan sy siekte gelei. Maar hy was daar. Die slimme ouens sê, 'n armlengte, kan jy amper sê, 'n klip gooi van die bad af. 38 jaar siek gesit daar. Toe Jesus hom sien lê, terwyl hy geweet het dat hy al lank tyd siek was, sê hy vir hom, wil jy gesond word? Die sieke antwoord hom, Here, ek het niemand om my in die bad te sit, as die water geroer word nie, en onderwyl ek kom, gaan 'n ander voor my in. Jesus sê vir hom, staan op, neem jou bed op en loop, en dadelik het die man gesond geword, en sy bed opgeneem en geloop, en daardie dag was die Sabbatdag. Hoekom sal hulle dit sê? Mense is nie veronderstel om op die Sabbatdag te werk nie. Shame. Maar die Here vat nie verlof nie. So, die Jode sê toe vir hom wat genees was, dit is Sabbat. Is jou nie geoorloof om jou bed te dra nie. Hy antwoord hulle, hy wat my gesond gemaak het, het vir my gesê, neem jou bed op en loop. Kom jy agter, hy het nog nie Jesus geken nie. Toe vra hulle hom, wie is die man wat vir jou gesê het, neem jou bed op en loop? Maar hy wat gesond geword het, het nie geweet wie dit was nie. Want Jesus het hom verwyder, omdat daar 'n skare op die plek was. Hy kon nie wys nie, want hy kon nie sê nie. Jesus het verdwyn in die skare. Daarna, luister mooi, lees mooi saam, daarna het Jesus hom in die tempel gekry. Ons weet nie vir hoe lank daarna nie, ons dink 'n kort tydjie, het kan dalk langer wees,
kon in die oggend gewees het en nou in die middag. Jesus hom in die tempel gekry en vir hom gesê, kyk, jy het gesond geword. Moenie meer sondig sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Die man het gegaan en aan die Jode vertel, kyk, nou weet hy, dat dit Jesus was, wat hom gesond gemaak het. Ek gaan hierdie met jou toestemming vir jou oopbreek vanmôre met die Here se genade. Wil jy gesond word? Hoe maak dit sin in ons konteks? Wil jy volledig wees? Wat 'n vraag is dit, pastoor? Wel, hierdie man sit al vir 38 jaar op dieselfde plek. Hy's vir 38 jaar op dieselfde plek. Soos baie van julle dalk, nou nie 38 jaar nie, party van julle dalk, elke Sondag op dieselfde plek sit. Naby genoeg aan wat God doen, maar te ver om te ervaar. En Jesus vra vir hom, wil jy gesond word? Soos wat hy vandag vir jou vra, wil jy volledig wees? En weet jy wat, na 38 jaar, dink ek 'n eenvoudige ja of nee sal vir my sin maak. Nee, maar Here, ek het nie 'n man wat my kan help, of 'n mens wat my kan help, om my in die bad te kry nie. Wow. 38 jaar, en dis die beste antwoord wat jy mee kan opkom. 38 jaar, siek. Maar kyk wat sê hy, onderwyl ek kom. Die ander vertaling sê, onderwyl ek aangesukkel kom, gaan 'n ander een voor my in. So hy kom op 'n manier om self skuif. Maar hoe hou jou omstandighede, en die Here het my hierdie afgelope 2 weke, dankie vir die van julle wat vir my gebid het, maar ek, wat voorheen geloop het, moes in hierdie 2 weke hierdie been weer leer loop. Ek sleep hom nou nog. Nou kan ek nie dink hoe dit moet voel 38 jaar. Wie is hier wat 38 jaar en jonger is vanmôre in die kraat? Steek op jou hand. 38 jaar en jonger. Langer as wat julle oud is. Tannie Martie sal vir jou sakregenaartjie moet kry. Jy's 'n sport, ons waardeer dit. 38 jaar. Is lank hoor. So nou moet ons vir onsself sê dat al hoe hy 38 jaar op 'n plek kon wees waar hy eerder gemakliker is met 'n verskoning om hy te mis, is omdat hy dalk daar besig was met iets wat vir hom gesorg het. Nou as jy lang tone het, is dit nou terugtrek. Soos Johan sê, hy kom nou met stieltips kerk toe. Ek het gaan oplees, hulle sê die ouens wat by die bad krippel was, lam was, weet jy wat het hulle by die bad gedoen? Hulle het gebedel. Maak dit nie vir jou beter sin dat 'n ou vir 38 jaar, nadat Jesus vir hom vra, eerder 'n verskoning het as 'n antwoord nie. Want hy het homself besig gehou met wat? Sy kranklikheid het nou vir hom gesorg. Hy het 'n slaaf van sy onvolledigheid geword. Is jy met my? Hy het 'n slaaf van sy toestand geword. 38 jaar. Staan op, neem jou bed op en loop. Wat beteken dit vir jou en my?
Dit beteken neem 'n besluit, beweeg, los geen agterdeur oop nie. Kom aan, as jy vir 38 jaar nie kon loop nie, nou moet jy opstaan. Weet jy wat is die maklikste? As jy daai bed sien, jy sukkel, dan dink jy, ag, ek wil my ere maar net weer platval. Hoekom? Dit het vir jou gesorg. Party mense is meer gemakliker om die slaaf van hulle omstandighede te wees, as om daaroor te heers. Hulle is in woord Christene, maar in daad is hulle slawe van alles behalwe die woord. En hulle wil dit regverdig. Vers 9. Dadelik het die man gesond geword, sy bed opgeneem en geloop, en daai dag was dit die Sabbatdag. Ons volledigheid is nie alleen gekoppel aan toewyding nie. Al gaan jy 'n kerk toe, as jy die slaaf van jou omstandighede geword het, en jy is tevrede omdat dit jou betaal en jou in die lewe hou, kort daar iets meer. Daar kort 'n ware ontmoeting. Daar kort 'n ware teenwoordigheid. Kyk wat sê vers 10. Die Jode sê vir hom wat genees was. Dit is Sabbat. Dis jou nie geoorloof om die bed te dra nie. Hy antwoord hulle, hy wat my gesond gemaak het, hy het vir my gesê, neem jou bed op en loop. Toe vra hulle hom, wie is die man wat dit vir jou gesê het? Neem jou bed op en loop. Maar hy wat gesond geword het, het nie geweet wie dit was nie. Jesus het hom verwyder omdat daar 'n skare op die plek was. Al is ons bedoeling hoe goed. As ons nie waarlik ken nie, mis ons die krag agter die ontmoeting. Weet jy wat is die waarheid? Vanmôre is die mense wat waarlik die Here ontmoet. Daar's iets omtrent hierdie diens wat jou gryp. Daar's iets omtrent wat ek gesê het, of wat die Here deur my gesê het, eerder kies ek om te sê, wat jou gryp, wat jou honger hou. Maar is mense wat hier uitgaan, vanmôre na die diens, jy gaan my jou bed dra net vir ingeval. Veel mense woon gereeld byeenkomste by soos hierdie, en kan ook werklik getuig van ware ontmoetings. Ek weet nie van jou nie. Ware ontmoetings is die enigste pad na geestelike volwassenheid. Geen woordskool nie, jammer om te sê, geen boek wat jy lees nie, dit kan alles jou ondersteun, ja, maar as jy nie werklik 'n vars manna ontmoeting het nie. Jy is geestelik so diep, so volwasse, soos jou laaste ontmoeting. Het jy al gewonder oor hierdie vraag? Want ek doen mos nou wat ek doen, en as ek mense ken, as ek by 'n plek kom in ons dorp, en ek wens partykeer mense wil nie daai vraag vra nie, want as dit partykeer as gevolg van beradings en 'n klomp goed, dan vra hulle, julle ken mekaar. Hoe ken julle mekaar? Dan dink ek, Here, okay. Nee, ons het mekaar raak geloop. Maar hoe klink dit vir jou? Nee, ons het mekaar raak geloop. Klink dit vir jou diep? Klink dit vir jou asof daar enigstens enige erns en intensie was? Nou, hoe ken jy werklik
Die Gees van die Here, hoe ken julle mekaar? Hoe ken jy en die Gees van die Here mekaar? Nee, pastoor, dis die een waarvan ek lees in die dagstukkies. Dis fyn. At least is jy eerlik. Hoe diep is julle verhouding of loop julle sommer net mekaar te loops raak? Dis waar die tekkie die teer slaan. Dis waar die tekkie die teer slaan. Hoe ken jy en die Gees van die Here mekaar? Daarna het Jesus hom in die tempel gekry en vir hom gesê, kyk, jy het gesond geword, moenie meer sondig nie, sodat daar niets ergers met jou gebeur nie. Jesus sê, ek het jou volledig, ek het jou kom volledig maak, jy hoef nie meer daar die man te wees nie. Raak ontslaaf van jou bed, moenie die agterdeur oophou nie. Jy hoef nie meer daar die man te wees nie. Jy hoef nie meer daar die slaaf te wees nie. Jy hoef nie meer die krepele, verlamde te wees nie. Los die verlamde, los die krepele se bed. Want jy die waarheid nou in die oog gekyk. En as jy die waarheid in die oog gekyk het, en jy maak nog steeds asof niks gebeur het nie, kan ek jou nie vrywaar vir wat gaan gebeur nie. Weet jy, ek moet eerlik wees vandag, en hou dit nie teen my nie, ek wil gehoorsaam bly, maar dis van julle wat al baie langer die pad saam met die Here stap as ek. Maar jy het nog steeds jou bed onder jou arm. Net vir ingeval. Jy stap baie langer die pad as ek. Maar jy het nog steeds die bed onder jou arm, net vir ingeval. Jy het al die waarheid in die oë gekyk. Jy het al vir die waarheid in 'n skare gesoek, en daarna die waarheid weer na jou toe gekom. Jy was al verward, maar die waarheid kom elke keer na jou toe, en hy sê, ek wil jou volledig kom maak, ek wil jou kom aanvul, maar moenie meer die man van kranke, verlamming, slaaf wees nie. Want as jy besluit om daai man te wees, kan ek nie voluit in jou lewe bewerk nie. Nou wat ons verlede week gesê het, geloof vra van jou toewyding. Kan jy dink vir 38 jaar op een plek? Het moes 'n groot stap gewees het. Maar die skrif sê, ek wil dit weer vir jou lees. Ek glo daaraan. Die skrif sê, en dadelik het hy probeer. Hier is ons probleem. Hierdie ou het hom nog ten minste dadelik probeer. Ons antwoord baie keer en sê, wow Here, dis te skielik. Hallo, 38 jaar, hoe kan jy sê dis te skielik? Hoe lank sukkel jy met dieselfde goed om deur te breek? Weet jy waar jy jou deurbraak? Die bed wat jy net vir ingeval onder jou arm dra. Moenie die agterdeur oophou nie. Omhels eerder dit wat die Vader vir jou instoor het. Daar's soveel meer as om 'n bedelaar by die bad van Bethesda of in die tempel te wees. Daar's soveel meer as dieselfde verskonings elke dag. Kry konstantheid en standvastigheid. Moenie net hoor nie, begin dit doen. Die Here sê, wys my jy het werklik geluister. Hoe wys ons? Hoe wys ons die Here dat ons werklik geluister het? Skrif sê hy is 'n beloner van die wat hom soek. Nou beloon hy ons nie soos wat ons altyd
wil hê nie. Wow. Hoe kan hy my beloon as ek die bed van 38 jaar se verlam wees? Hoe kan hy my ten volle beloon as ek in sy teenwoordigheid met 'n Justin Case onder die arm staan? Wanneer kan daar iets ergers met ons gebeur? Ek het vir die Here gevra, hoe werk dit? Kyk hierdie skrifgedeelte. Hebreërs 10 vers 26. Wens, daar gaan 'n dag aanbreek wat ek met julle kan deel, wat die Here hierdie 21 dae met my gedeel het. Maar ek het met die Here 'n ooreenkoms. Hy het eintlik met my, ekskuus, ek is nie waardig om met hom ek kan nie baken met hom nie. Hy het 'n ooreenkoms met my. Hy het vir my gesê, solank jy dit vir jouself hou, sal ek jou met meer vertrou. Weet jy wat sê dit? Ek en jy, ons wil onsself boost. Plaas ons die gees van die Here beginne boost. Die skrif sê van groot praters moet jy wegbly. God deel sy eer met niemand nie. Maar kyk hier, as ons opsetlik sondig, wat is opsetlike sonde? Om die wil van God te mis, hoe is dit opsetlik? Nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teenstander sal verteer. So wat beteken dit? Dit beteken dat wanneer ons die waarheid in die oë gekyk het, sê Jesus vir hom, ek het jou kom volledig maak. As jy na vandag, wat ons ontmoet, nog steeds met jou bed gaan aanploeter, is dit eintlik 'n klap in my gesig. Sal nooit vergeet nie, ek was by 'n geleentheid gewees, wat daar in 'n diens die Here iemand se oë oopgemaak het. Besig was. Dis 'n proses. Jy kan nie net loop as jy 1 tree gee nie, jy sê jy loop as jy 10, 15 tree gee sonder om te val. Persoon het gesukkel met haar oë. Die Here het die oë oopgemaak en die persoon se man was nie oortuig nie. Die man druk die vrou om vir die oogoperasie te gaan. Toe verloor sy heeltemal haar sig. Ek was in daai diens wat sy geskree, die Here het my oë oopgemaak. Ek kan sien, ek kan lees. Was nie 100% 2020 visie nie, maar hey, it was something to hold on to. Daar moet ons baie versigtig wees. Maar as die Here klaar vir ons iets op 'n skinkbord gegee het, te dink, nee maar net, ek wil net vir ingeval. Wees versigtig. Jy die waarheid in die gesig gekyk, moenie opsetlik jou rug op 'n draai nie. Ek maak klaar, ek wil afsluit. Raak ontslaaf van enigiets wat jou kan laat terugval. Pastoor, maar hoe kan jy sê ek val terug? Jy besef dit vanmôre nie, en hoor my mooi, dis in 'n mooi gesindheid wat ek vanmôre kom, want ons almal het 21 dae fokus gehad, en ek moet dit so met die Here se genade eindig. Jy moet besef, jy is nie meer die persoon voor die ontmoeting nie. Dra nie meer 'n verlamde man se bed saam met jou nie. Praat nie meer soos 'n onbekeerde voor die ontmoeting nie. Jy weet, jy het 'n ontmoeting gehad. Jy is nou iemand anders. Raak ontslae van dit. Moenie die agterdeur oophou nie. Die man het dadelik gaan vertel, sê vers 15, van sy ontmoeting met Jesus. Jesus het eintlik vir hom gesê, en dis hoe ons, wat dit nou bestudeer het, dit van mekaar sê, Jesus het eintlik vir hom gesê, hoekom bedel jy nog? As jy kan loop, kan jy mos werk.
Dis erg vir daai ou gewees, onthou, genesing het gemaak dat hy nie nou 'n werk het nie. En nou skud hy die blik, vir wat skud hy die blik? Voor die tyd het hy rede gehad om die blik te skud. Ware ontmoetings maak ons volwasse. Hou ons sterk genoeg om so te bly. Jy sal sterk bly as jy regtig ontmoet het. Hebreërs 6 vers 4. Hou net nog so 'n bietjie uit, ek is nou klaar. Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het, die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees ervaar het, deelagtig geword het, goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld en afvallig geword het om die weer tot bekering te vernuwe. Omdat hulle ten opsigte van hulle self die Seun van God weer kruisig openlik tot skande maak. As jy, hier is die ding, hoe som ons terugval afvallig op? As jy geglo het in 'n beginsel uit die woord uit, en vir een of ander rede besluit jy om dit nie meer te doen nie. Dis nie vorentoe gaan nie. Dis nie vorentoe val nie. Dis terugval. Veral as jy die waarheid ken. Kom aan, die aanwys is nou min. Want hier's nou 'n paar tradisiegeeste, godsdienstiges, wat nou so 'n bietjie met hulle self fight. Maar wat beteken afvallig word? Waar begin dit? As jy die woord begin luister, dit gedoen het, die vrug gesien het en nou vir een of ander rede besluit jy, nee maar ek gaan dit nie nou mee doen nie. Onthou wat het ons verlede week oor gepraat. Hoe verder jy van God af weg is, hoe meer spasie is daar om sy woord te verdraai. Nie hoe verder jy van hom af teruggeval het nie, jy volg hom net op 'n afstand af, hy raak al hoe kleiner. Jy is nog steeds in sy ry. Daar's vir te veel interpretasies. En nou sê hy, hulle maak ten opsigte van hulle self die Seun van God weer in die openbaar tot skande. Hulle kruisig hom weer. Hoekom sê ons dit? Want hoe kan jy vir my verduidelik? As jy die waarheid gehoor het, as jy dit toegepas het, jy het enige gronde om vir die Here te sê, Here verskoon my nou, ek gaan dit nie nou mee doen nie. So selfregverdiging sit Jesus weer op die kruis. Kom aan. Hoor net, selfregverdiging is nie 'n denominasie nie, nê? Ek is in die kerk, ons is in die selfregverdiging kerk. Jy kan nie dit so sê nie. Maar baie mense is in die kerk wat hulle self regverdig. Jy wil hoor jy's okay. As jy nie hoor jy's okay nie, gaan jy vir jouself sê jy's okay. Jy geniet die woord, maar daar kom spiere in die man. Jy bly uitgeteer en maar geestelik. Jy dieselfde issues aan mekaar. Hoor die waarheid. Jy's besig om terug te val. Weet jy hoe kom jy weer by die Here uit? Maak 'n afspraak, hê 'n ware ontmoeting. Hou geen deur vir die Satan oop nie. Kom ek jou een ding vertel, en ek sê dit vandag weer eens met alle nederigheid. Satan weet wat jou swakpunt is. Hy het jou as gevolg van jou swakpunt vir jare op een plek vasgedruk. Hy pootjie jou nog hier en daar, elke week. Jou swakpunt. En kyk wat jy gaan doen as jy val. Gaan jy jou bed gryp of gaan jy opspring en loop? Sorg dat jy en Jesus eerder gereeld ontmoet. Mekaar in die oë kyk.